This is your feel-good morning express on SABC3, and you just can't get tired of that view with the clouds rolling over Table Mountain. Just sets the pace for this Thursday morning. Maar natuurlijk het ons 'n baie groot, ontsettende, inspirerende storie vir julle van 'n inspirerende vrou wat saam met ons kuier volgende. Haar naam is Elsje Neethling. En terug in 93 het dokters vir haar gesê sy het net 6 maande oor om te leef. Maar hier is sy besig om haar passie uit te leef in krale en juwele, 'n kankeroorwinnaar en 'n boekskrywer. Elsje, dis ongelooflik lekker om jou hier te hê. Hoe gaan dit? Dis vir my baie lekker, dankie, goed. Ja, weet jy, toe ek so 'n bietjie van jou storie te hoor gekom het my hart op 'n punt getrek en ek is so bly jy is hier om dit te deel met die res van Suid-Afrika. Dankie. Sjoe, so jy het 'n liefde vir 'n passie vir krale en juwele al van 'n baie jong ouderdom, maar dit was 'n interessante en 'n baie moeilike paadjie vir jou gewees voordat jy jou droom kon realiseer om daaraan te werk. Asseblief, deel 'n bietjie met ons. Ek is gebore met 'n baie seldsame brein gewas. My ma het nie geweet hoe ek klein was nie en ek het baie gehuil as 'n baba en ek het maar net gewoond geraak aan die pyn, sê die dokter. En toe ek 12 was, toe kry hulle dit. Toe het hulle 'n scan gedoen, toe kry hulle dit. En toe sê die dokters net vir my 6 maande, 2 maande, 3 maande, jy weet hoe gaan dit. En hulle het basies vir my ma gesê, en my pa gesê, hulle gaan my op morfine sit in my huis te stuur, laat ek net gemaklik doodgaan. En my ma is bittereinders, soos my broer en my sussie. Ons is net nie mense wat opgee nie. En ons het dokters toe gegaan, ek het 3 breinoperasies gehad. En my hare het uitgeval, ek het bestraling gekry en alles, ek het niks my hare gehad nie en ek is vir 6 jaar so siek gewees. Sure. En toe oornag toe die Here my net genees. Toe het net verdwyn. Toe het net verdwyn en toe vir 11 jaar is ek skoon en ek het 'n normale lewe. En toe in 2007 toe kom dit terug in my, die breinkanker in my ruggraat. Ag. Maar ek het nou 5 spinal cord operations, 11 ure elk al gehad en toe begin ek hierdie goed in die hospitaal. Ja. Ek voel net you've got to find that silver lining. It doesn't matter where you are in life. There's always something to look forward to and there's always someone that's worse off than you. So Exactly, maar vertel my so 'n bietjie van jou eintlike krale want dit is nie net vir jou 'n stokperdjie nie. Ek meen dit het betekenis. Soos jy vir my vroeër gesê het, elke liewe kraaltjie het 'n betekenis. moet ek dit optel. Wys vir ons, dis mooi, ja. Dis baie besig. Yes, okay. Maar ek het begin in die hospitaal, het my pelle vir my begin krale bring en dan sê hulle vir my, hulle gaan nou vir my krale gee in plaas van blomme want ek's nou al so lank hier. Die blomme gaan al dood. Ja. So nou bring hulle vir my krale en toe begin ek dit so speel. Kyk, ek was maar nog altyd half hippie, malkoppie. En toe begin ek hierdie goed om mekaar sit en een van die verpleegsters het aangekom, op my nek gesit en toe kom sy weer terug, sê sy, hoorie, kan ek nog 2 van dieselfde goed maak en dis hoe dit begin het. Ja. En hippie beats is gebore. Ag, dit is dit is hippie omdat dit hippie rug, is baie 60s bohemian. En my naam begin met 'n E, so dis hippie. Ja. En ek het 'n website, www.hip.e.co.za. En ek het 'n ding by die hospitaal begin waar ek die terminale kankerpasiënte begin leer het hoe om hierdie goed te maak. So jy het bietjie, dit is fantasties, maar bo en behalwe alles het jy ook nog 'n boek geskryf. Ek droom 'n droom. Vertel ons 'n bietjie van die boek. Hoekom het jy besluit om dit te skryf? Die boek, hierdie is nie die boek, hierdie is net foto's, wow. Yes, nee, maar die naam is dieselfde. Dit sê ek droom 'n droom, nee. Okay. Die boek, ek is van kleins af wat ek skryf en ek was vir 8 jaar joernalis by Media24. Ek het vir Volksblad geskryf. En so ek het 'n passie vir skryf en ek het net half gevoel na 18, 20 jaar waar die Here my gespaar het. Jy kan nie meer regtig stil bly daaroor nie want jy voel doen ek iets verkeerd. Ek dink is human om te dink miskien word ek gestraf of jy weet mense voel partykeer wat doen ek verkeerd? Ja, hoekom het dit dan met my gebeur? En ek het net eendag in 'n scanner gelê en die Here het met my begin praat en hy het net vir my gesê gaan maak die mense wakker. En ek het uit vir my gesê hy het my genees en ek het uit die scanner uitgeloop en vir my ma gesê hou net op huil, ek's genees. En toe ons in die dokter se spreekkamer inloop, toe sê hy jy's skoon, hy verstaan dit nie.
Wow. En toe begin ek saam met Marita Mortens Ja. die boek skryf. En nou gaan hulle ook 'n film maak van hierdie boek volgende jaar. Dis 'n bietjie beloof asseblief as hulle die film gemaak het dat jy by ons gaan kom kuier en ons is die eerste wat daar gaan gesels. Ek sal. Ag man, Elsje, dit was so lekker om saam met jou te gekuier vanoggend met jou inspirerende storie en dit wys maar net mense moet so dankbaar wees vir elke liewe dag wat jy lewe. Maar natuurlik gee ons 5 kopieë van Elsje se boek Ek droom 'n droom weg. All you need to do is SMS the keyword COMP, your name and city to 33728 and we also put all her details on our website as to where you can get her special jewelry. It's very, very special because all the jewelry that you are making goes towards your medical bills. It does, yeah. I've got tremendous medical debt. We'll put all that Keeps me details. awake at night when I'll do this. But what a woman, what a woman. So check it out on our website, expressoshow.com. So, recently, Soft Lips ran a competition for aspiring fashionistas called the Soft Lips Stylista Challenge, where entrants had to develop a fashion look and statement based on one of the flavors. So, let's go catch up with 2 of the contestants to find out exactly how they're doing.